Die Weesgees, deel 2. 3 keer, 1 vir elke verloning, maar nie as straf nie, as herstel. Jesus het nie gesê, as jy my regtig liefhet, bewys dit deur nooit weer foute te maak nie. Nee, hy het gesê, as jy my liefhet, kom in die skaapkraal, kom huis toe, kom onder my sorg. Die Weesgees dink, ek moet sterk wees om aanvaar te word. Jesus sê, ek wil hê jy moet sorg vir die wat kwesbaar is, sodat jy kan leer dat jy ook kwesbaar mag wees. Die diep betekenis. Wat beteken laat my skape wy? Om Jesus se skape te wy is nie net 'n opdrag tot bediening nie. Dit is 'n identiteitsverklaring. Dit is nie jou skaap nie, dit is my skape. Die Weesgees dink, alles hang van my vermoë af. Jesus sê, hulle is myne. Jy hoef nie te bekommer dat jy hulle sal laat afkyk nie, want ek kyk oor hulle, en oor jou. Wy beteken voed, nie beheer nie. Die Weesgees wil beheer. Ek het al so baie die woorde by mense gehoor. Ek wil nie beheer verloor nie, pastoor. Dan het ek niks. Maar 'n herder wy deur te lei na groen weivelde. Jesus nooi Petrus om te leer wat hy self nodig het, om gelei te word, om te rus, om te eet van wat die Vader voorsien. Dit is 'n herhaalde uitnodiging. Jesus vra 3 keer. Die Weesgees sê, 1 kans, en as jy dit vergeet, is jy klaar. Jesus sê, ek sal jou die vraag so baie keer vra as wat jy nodig het om te hoor dat my liefde nie ophou nie. Petrus se herstel was publiek. Jesus het dit voor die ander disippels gedoen. Die Weesgees dink, jou skande moet versteek word. Jesus dink, jou herstel moet gesien word, sodat ander ook kan weet, daar is hoop na val. Kom ons kyk bietjie na die Joodse skrifte buite die kanon, bloot as aanvulling tot die woord. Nie om die Bybel en woord te verander nie, maar bloot as navorsing. Hierdie boeke word ook die dooie see boekrolle genoem, Dead Sea Scrolls. Die Vader se hart deur die oë van wysheid. Die apokriefe en deuterokanonieke boeke gee ons 'n ryker taal vir hierdie herstel. Die kanonboek, Sirach, Ecclesiasticus, 2 vers 1 tot 6 en vers 10 tot 11. My seun, as jy jou voorberei om die Here te dien, staan jou siel in die beproewing. Maak jou hart reg en wees standvastig, en moet in tyd van onheil nie haastig wees nie. Hou jou aan hom vas, en moet van hom nie afwyk nie. Vertrou op hom, en hy sal jou help. Maak jou weer reg, en vestig jou hoop op hom. Kyk na die vorige geslagte en sien, wie het op die Here vertrou en beskaamd uitgekom? Of wie het volgehou om die Here te vrees en is deur hom verlaat? Want die Here is barmhartig en genadig. Hy vergewe sondes en red in tyd van verdrukking. Hier sien ons Gideon se verhaal weerspieël. Vertroue is die teenmiddel vir vrees. Die Weesgees sê, jy sal beskaamd uitkom. Dan sal die regverdige met groot vrymoedigheid staan teenoor die wat hom verdruk het. Hulle sal verbaas wees oor sy onverwagte redding. Maar die regverdiges leef vir ewig, en hulle loon is by die Here. Petrus se verhaal eindig nie by sy verloning nie. Dit eindig by herstel, identiteit en vrymoedigheid. Dieselfde Petrus wat uit vrees voor 'n diensmeisie teruggekrimp het en ontken het dat hy Jesus ken, staan later onverskrokke voor die Joodse raad en verklaar, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Handelinge 5, vers 29. Wat het verander? Petrus het ontdek dat sy mislukking nie sy identiteit bepaal nie. Jesus het hom nie verwerp nie. Hy het hom herstel, geroep en met die Heilige Gees vervul. Die man wat eens soos 'n geestelike wese uit vrees gereageer het, het begin staan soos 'n seun wat weet aan wie hy behoort. Die weesmentaliteit het plek gemaak vir die gees van aanneming.
Vrees het plek gemaak vir vrymoedigheid. Skaamte het plek gemaak vir roeping. Petrus se verhaal herinner ons, jou swakste oomblik hoef nie die laaste hoofstuk van jou lewe te wees nie. Die Kanonboek, Wysheid van Salomo, 1 vers 8 tot 11, 13 tot 14. Wysheid het die wat op haar gewag het uit die node gered. Sy het hom nie verlaat in die bande nie, totdat sy vir hom die scepter van koningskap gebring het. Dit is Petrus se verhaal in 'n neutedop, geboei deur sy eie vrees en skande, maar God het hom nie verlaat nie, totdat hy hom die sleutels van die koninkryk gegee het. Die sterkste en mees direkte parallel is feitelik woordeliks dieselfde. 2 Samuel 24 vers 14. Laat ons tog in die hand van die Here val, want sy barmhartigheid is groot, maar laat my nie in die hand van mense val nie. Dieselfde waarheid verskyn ook in 1 Kronieke 21 vers 13. Dawid het gesondig en moes die gevolge daarvan in die oë kyk. Maar selfs in sy berou het hy geweet, God se hand is steeds die veiligste plek, want God se oordeel is nooit sonder barmhartigheid nie. Hierdie week se afsluiting, van weeskind tot seun, van vrees tot vrymoedigheid. Die boodskap van hierdie week is eenvoudig, maar dit reik diep. God herstel jou nie deur verwerping nie, hy herstel jou deur liefde, aanvaarding en teenwoordigheid. Toe Gideon bewend in die wynpers weggekruip het, het God nie na hom gekyk en gesê, kom uit jou lafaard nie. Nee, God het deur sy vrees gekyk, verby sy wonde, verby alles wat Midian uit hom gesteel het, en die identiteit uitgeroep wat nog in hom moes ontwaak. Die Here is met jou, dapper held. God het hom dapper genoem, voordat Gideon dit self kon sien. Die Vader spreek dikwels nie volgens die plek waar jy wegkruip nie, maar volgens die mens wat sy teenwoordigheid uit jou gaan voortbring. Toe Petrus 3 keer geval het, sy Here verloon en bitterlik gehuil het Jesus nie gesê, jy het jou geleentheid vermors nie. Hy het hom by 'n vuur ingewag. Nie met veroordeling nie, maar met brood, warmte en 'n vraag. Het jy my lief? En toe Petrus se antwoord swak, stamelend en vol skaamte kom, het Jesus dit ontvang. Hy het nie 'n volmaakte antwoord geëis nie. Hy het Petrus se liefde onder die pyn van sy mislukking raak gesien en weer gesê, laat my skape wy. Dit is waar die weesmentaliteit breek, wanneer jy besef dat jy nie die Vader se liefde deur volmaaktheid hoef te verdien nie. Jy hoef nie eers sterk te word voordat jy mag naderkom nie. Jy hoef nie jou trane af te vee voordat jy na hom toe gaan nie. Jy hoef net te kom, soos jy is, met jou vrees, jou skaamte en jou gebroke woorde.